Ons is besig met die reeks Agent 777, die volmaakte agent. En dis die liggaam van Christus hier op aarde. Hierdie week het ons gesels oor die taakmag van agente. Wat is 'n taakmag? Dis 'n spesiale groep wat 'n tydelike opdrag kry om te gaan uitvoer op 'n ander plek. En dis presies wat die kerk is. Christus gee die opdrag oor en sê, julle het 'n spesiale opdrag om uit te voer. Dit gaan nie vir altyd hou nie. Ek gaan op 'n stadium terugkom en ek gaan julle kom haal en dan is hierdie tyd en hierdie taakmag ook tot 'n einde. Ons het so 'n bietjie saamgesels oor hoe die verskillende gedeeltes lyk. En ek dink as jy op 'n plek is waar jy wonder oor wie is ek, hoekom is ek, waar moet ek wees, wat moet ek doen, dan is hierdie ook die regte teks vir jou. Ons lees in 1 Korintiërs 12 en jy kan eintlik hoofstuk 12 tot 14 gaan lees om 'n beter idee te kry van wat dit is wat Paulus van praat oor die gawes. Kom ons lees 1 Korintiërs 12 van vers 4 af. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n gawe, 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elke een afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Net soos 'n liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. 'n Paar goed wat uitstaan vir jou om te onthou. Die eerste ding van gawes is, en wat die woord sê, aan elke een word 'n gawe afsonderlik gegee. Elke een van God se kinders ontvang 'n gawe. Jy het by die Here baie spesifieke talente, gawes gekry. Hier praat hy van 'n paar voorbeelde, in Romeine 12 praat hy van 'n paar voorbeelde, in Efesiërs 4 praat hy van 'n paar voorbeelde. En ons sou vandag in ons moderne tyd ook kan kyk en miskien nog 'n paar voorbeelde kan noem van wat gawes is wat die Here vir sy kinders gee. Ongeag, dalk is dit 1, dalk is dit 2, dalk is dit 3, maar jy het definitief 'n gawe gekry. Die tweede ding van gawes wat ons hier lees is, jy kry nie die gawe vir jouself nie. Wanneer jy hierdie gawe leef, leef jy dit tot eer van die Here. Leef jy dit op so 'n manier dat wanneer mense sien dat jy dit doen, hulle sal sê, die Here is groot. Ons het gepraat van die fliek Chariots of Fire en hoe die persoon Little, wanneer hy gehardloop het, gesê, die Here het my vinnig gemaak. Ek verheerlik die Here wanneer ek vinnig hardloop. Wat is jou gawe? Is jy goed in admin? Is jy goed met bestuur? Is jy 'n goeie leier? Is jy dalk goed daarmee om borge bymekaar te maak? Goed met finansies? Goed met tegniese werkinge? Is jy dalk goed met sing of 'n instrument speel? Is jy dalk goed met preek en leer? Wat ook al jou gawe is, jy moet dit so leef dat die Here geëer word, nie jy nie. Die derde ding van gawes wat ons hier leer, is dat jou gawes, en dit lees ons bietjie verder in hoofstuk 14, as julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na die gawe wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. Die gawes wat jy kry jy omdat jy deel vorm van 'n liggaam. En jou werk is om hierdie liggaam beter en sterker te maak. Jy kry dit nie vir jouself, vir jou eie eer nie. Jy kry dit om ander te dien en om ander lief te hê. Dis hoekom jy in die eerste plek hierdie gawe kry. Gawes is nie iets wat jy bymekaar maak soos medaljes om vir almal te wys wat 'n wonderlike Christen en awesome mense is nie. Gawes is dit wat die Here vir jou gegee het, sodat jy sy koninkryk en sy liggaam kan dien. Hoe weet jy wat is jou gawe? Hoe weet jy wat is jou doel op hierdie aarde? Hoe weet jy waar die Here jou wil gebruik? 4 goed. Wat is jou talent? Maak nie saak hoe groot dit is nie, maak nie saak wat die wêreld daarvan dink nie. Wat is jou talent? Tweede ding, waaroor is jy passievol? Waar klop jou hart? En ander mense kyk snaaks na jou en sê, "Jog, nee, ek het nog nooit so daaroor gedink nie." Derde ding, wat se begeertes is in jou hart?
goed wat jy wil bereik, goed wat jy wil doen, goed wat jy nastreef. En jy's dalk ook die enigste een in jou vriendekring wat hierdie begeerte het. En dan die vierde ding, wat se geleenthede is in jou lewe en sit die Here oor jou pad om jou talente, jou passies en jou begeertes te leef. Daai 4 goed, jou talent, jou passie, jou begeerte, die geleenthede. Dit sal vir jou 'n goeie aanduiding gee van waar die Here jou wil gebruik en wat se deel van sy liggaam. Ons missie op aarde is om te wees wie God sê ons is. En hy sê, ons is deel van iets baie groter. Die vreugde van leef, voluit leef, gaan eers werklik vir jou 'n realiteit word, wanneer jy begin om nie net vir jouself en jou eie wins en jou eie koninkryk te leef nie, maar wanneer jy begin om jou gawes en jou talente voluit na te streef, ter wille van ander en van die koninkryk. So wees wie God sê jy is. Talentvol, deel van sy liggaam en hier vir 'n rede.